Jesus, is waardig bly U Heer. Aan U kom alle lof en eer toe, ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Aan U behoort die ewigheid en die krag en die heerlikheid, en U behoort ook my lewe. Laat U wil geskied. Amen. Ons is op hierdie stadium besig met daardie deel van die bergrede wat 'n mens baie keer vinnig verby lees. Jy begin lees in Jesus se bergrede daar, Matteus 5, en jy begin met alle drif en krag. Nou nie beskielik raak jy spoed op, want wat hy vra is so bietjie baie. Ons het verlede week ook gehoor, alles wat jy wil hê ander aan jou moet doen, gaan doen jy dit eerste. Ek het in hierdie week vir julle weer die versie deurgestuur en ek wil net weet, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met die implementering van dit wat ons hoor? Want dit is belangrik om nie net te hoor nie, maar ook te doen. Ons lees vandag uit Matteus 10 en hier is iets wonderliks wat ek met jou wil deel. Hier is 'n vreemde vers, ons begin sommer met hom, wat so 'n bietjie die appelkar omgooi, maar hier op die heel einde sê Jesus iets wat 'n mens se lewe verander. Kom ons lees Matteus 10, ons lees uit die 2020 vertaling en ons lees vanaf vers 16 in my Bybel op bladsy 13 van die Nuwe Testament. Kyk, ek stuur julle uit so skape onder die wolwe. Wees dan behoedsaam soos slange en onskuldig soos duwe. Maar wees op julle hoede vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan Sanhedrins. En in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Voor prokurators en konings sal julle om my ontwil gesleep word, sodat julle voor hulle en voor die heidene kan getuig. En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader, wat deur julle praat. Broer sal broer oorlewer om doodgemaak te word, en 'n vader sy kind. En kinders sal in opstand kom teen ouers, en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word, ter wille van my naam. Maar wie volhard tot aan die einde, die sal verlos word. Wanneer hulle julle in die een stad vervolg, vlug na 'n ander. Amen, ek sê vir julle, julle sal nie al die stede van Israel kan besoek, voordat die Seun van die mens kom nie. 'n leerling is nie verhewe bo die leermeester of 'n slaaf bo sy eienaar nie. Dit is voldoende vir die leerling om soos sy leermeester en vir die slaaf om soos sy dienaar te word. As hulle die huisheer Beelzebul genoem het, hoeveel te meer nie die huismense nie. Moet hulle daarom nie vrees nie, daar is immers niks bedek wat nie openbaar sal word nie, en niks verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, sê dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit van die dakstoep af. En moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak. Die vrees eerder hom wat beide die siel en die liggaam in Gehenna kan laat vergaan. Word 2 mossies nie vir 'n Asarius verkoop nie, en die een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. En julle selfs die hare op julle kop is almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Lees vandag net tot hier, geliefdes. Ek wil graag dit wat ons hier hoor ook vasmaak, voordat ons die voorreg het om saam nagmaal te gebruik. Terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oor. Kyk ek weer na hierdie gedeelte, net hierdie kort gedeeltetjie in die woord, Here, net hierdie paar verse. Is dit iets wat 'n mens vir 'n maand kan besig hou? Mens
mens kan duidelik agterkom, Here, met hierdie bergrede, met hierdie preek van U, dat U die God gestuurde was. Soveel wysheid, soveel kennis, soveel riglyne om volgens te leef. En U is vanmôre blaatant eerlik met my, om U te volg en te prys, Here. Om U naam in my hart en in my hele lewe te dra, kos iets. Dis nie verniet nie, dis nie vry nie, dis nie goedkoop nie, Here. Maar wat ek het, ruil ek vir niks. En wat U vir my gee, bepaal my hele lewe. Natuurlik loop alles nie altyd soos wat ek dit wil hê, Here. Natuurlik bevind ons soms voortoedere. Natuurlik loop ons baie keer met 'n stuk pyn in ons rond, baie keer 'n stuk pyn wat deur mense naby aan ons veroorsaak is. Natuurlik is dit nie maklik om lief te hê soos wat U lief gehad het nie. Natuurlik is dit nie maklik om te vergewe soos wat ek na U vergifnis soek nie. Maar U rus my toe met U Heilige Gees. U is gedurig besig met my. En ek kom soms op 'n punt, ook soms in my jeug, waar ek die een kant toe skuif. Nie heeltemal meer so naby aan U leef nie, hou U nie op om met my besig te wees nie. Dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg om vanmôre vir mekaar te bid. Dankie vir die voorreg om vir ons kinders te bid. Dankie Here vir die voorreg om vir ons ouers te bid. Dankie vir die geleentheid wat ons het om vir ons geliefdes ver te bid, daar in ons geboortelande ook, Here. Want ons kom van verskillende plekke af. U is ook daar. Ons bid vir ons geliefdes. Ons bid vir ons mense. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U ons elke dag seën. Soms, Here, net die voorreg om vir 'n oomblik stil te staan en 'n sneeuberg te bekyk en te weet, dis alles uit U hande uit. Dankie vir hierdie geleentheid om vanmôre weer te sien en te smaak dat U goed is. Amen. Het groeipyne gehad. Ek was gelukkig. Nie een van hulle nie, maar wie van julle, ek kan my hand opsteek. Ek het kinders gehad wat van die goed ook gehad het en jy het nie geweet waarom die salfhand is meer nie, want jy weet nie heeltemal wat groei en wat staan stil en wat staan nie stil nie, wat trek en wat trek nie, maar groeipyne hoor ek, is seer. Dit kan baie seer wees, dit kan baie moeilik raak, as iemand groeipyne het. Maar nou is dit groeipyne, nie net 'n fisiologiese ding nie. In die lewe kry ons baie keer te doen met 'n ander tipe groeipyn. Elke nuwe fase in jou lewe het groeipyne. Elke nuwe werk wat jy begin, iewers moet dinge uitgesorteer word, en dit is baie keer pynlik en seer. Elke nuwe verhouding, elke nuwe huwelik, as daai witbrood verby is, groeipyne. Elke babietjie wat jou lewe volmaak, en jy weet nog nie heeltemal hoe hierdie kind groot te kry nie, groeipyne. Ook kinders van die Here, gelowiges, ervaar groeipyne. Hoekom? Want dit is nie maklik om 'n disipel van Jesus te wees nie. Nie in hierdie wêreld nie. En jy ervaar dikwels groeipyne en seer, want jy is besig om altyd in jou geloof te groei. En dan kry jy iets soos die bergrede wat jou aanspreek, wat jou foute aanspreek. Want Jesus is hier baie eerlik, en hy is hier baie ernstig, en hy hou nie terug nie, en dan kom jy agter, sjoe, hier moet ek nog groei, daar moet ek nog 'n bietjie beweeg, aan hierdie moet ek nog werk. Want dis wat die Here by my soek. Hy deel nie met my hierdie goed in die bergrede, so ek daarvan kennis neem en 'n oulike versie en neerskryf op die yskasplank nie. Hy soek dit wat hy hier sê in my lewe. Dis nie altyd maklik nie.
Dis hier waar die Bybel baie keer soos 'n spieël raak. En wat sien ek as ek in hierdie spieël kyk? Waarin moet ek nog werk? Ek het 'n lyste van goed in my lewe en ek dink hier is die enigste een waarin ek moet werk. En ek het gedink teen hierdie tyd gaan my lewe uitgesorteer wees, né? Daai lyste word baie keer langer. Goed waarin ek moet aandag gee. Goed wat anders moet loop in my lewe. Goed wat ek aan moet werk. Goed wat ek op 'n ander manier moet hanteer. En dan kom Jesus in hierdie bergrede. Nou 2 maande terug, 21 Junie, bietjie minder, het ons ook 'n gedeelte uit Matteus gehad waar Jesus die 12 disippels uitstuur. Hy kry hulle en hy sê, "Wie gaan julle?" En dan kom jy van die begin af een ding duidelik. Die koste van disipel wees is hoog. Dis nie sommer iets wat jy as 'n sideline doen nie. Of jy volg hom, of jy doen nie. En as jy hom regtig volg, is die koste van die disipelskap, die keuses wat jy moet maak, is so bietjie hoog. En weet jy wat, hy steek dit nie weg nie. Wat sê in vers 16? Ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Wees versigtig of behoedsaam so slange en wees opreg of onskuldig soos duiwe. Weet nie van jou nie. Maar hier is my 'n klomp goed verkeerd in hierdie versie. Hierdie versie loop nie lekker nie. Ek is verskriklik bang vir slange. Dis om jy te begin. Maar dis nie al fout wat ek hier kry nie. En ek raak soms gefrustreerd met duiwe. Dis ook nie al fout nie. Die grootste fout en die eerste fout. Wie wil nou soos 'n skaap onder wolwe ingestuur word? Wanneer Lukas hier oor preek, sê hy dit, hy maak dit eintlik ook erger. Hy sê, ek stuur julle soos lammetjies onder wolwe. Wat doen Jesus? Hy maak dit van die begin af duidelik, om hom te volg is nie altyd 'n piknik nie. Hy sê, julle gaan ervaar wat ek ervaar het. Van die begin af teestand. Van die begin af mense wat hom uitgeskuif het. Van die begin af mense wat nie van hom hou nie. Van die begin af mense wat sy woorde wou verkeerd interpreteer. Van die begin af mense wat sê, maar kom ons raak van hom ontslae. En nou sien Jesus, my wêreld is ook julle wêreld. Moenie dink, dit is maklik om my te volg nie. En dan sê hy ook, daar is baie wolwe. Nou aan die begin het hy wolwe geïdentifiseer as die valse profete wat skaapklere aantrek en in die hokke in beweeg en so skape lyk, maar nie skape is nie, die mense verslind. Maar nou gaan hy verder en hy sê daar's nog wolwe. Die ouens wag vir julle in die howe, hulle wag vir julle in die sinagoges. Hulle wil julle verneder. Die ouens wag vir julle as goewerneurs, as prokurators, as konings wat julle lewe soek. En dan 'n moeilike vers. Daar gaan 'n tyd kom waar paas hulle seuns gaan uitlewer. Waar broers teen hulle eie broers gaan draai. Waar kinders hulle ouers nie gehoorsaam nie en hulle ook uitgelewer om doodgemaak te word. Weet jy wat? Dit was so. Met die eerste Christene, vandag baie keer nog steeds. Broer teen broer, pa teen seun, kind teen ouer. Het is nie maklik om my te volg nie, sê Jesus. Nou wil ek vir jou sê, die tipe boodskap trek nie vol kerke nie. Daar's kerke wat so groot is soos sale, auditoriums, maar dit is altyd goed voel boodskappe wat daar verkondig word. Die boodskappe wat daar verkondig word is altyd volg Jesus, ken Jesus en alles loop reg in jou lewe. Wees 'n kind van die Here, wees 'n disipel van die Here en die deure vlieg oop, daar's nie teestand nie. Ken Jesus en alles loop soos die plan volgens wat jy wil hê. Ken hom net en bid dit af.
Baie keer is dit die boodskappe wat mense trek. Saam met Jesus is jy altyd healthy, wealthy and wise, is dit nie? Totdat jy nie is nie. Totdat jy jou te pletter teen 'n toedeur vasloop. Totdat jou plan ontspoor, totdat jou lewe uitmekaar uitval. En ewe skielik wil jy weet, Here, hoekom doen U dit? Ewe skielik is jy nie kwaad vir die ou wat die goedkoop evangelie verkoop het nie. Ewe skielik is jy kwaad vir die Here. Ewe skielik wil jy by hom weet, ek is dan U kind. En nou is ek verward. Ek is U kind, nou is ek teleurgestel. Ek is U kind en nou is ek kwaad. Hoekom kry ek swaar? Hoekom werk my lewe nie uit nie? Hoekom kon ek al my rekeninge aan die einde van hierdie maand nie betaal het nie? Ek is dan U kind. Hoor jy Jesus se boodskap klink anders? Hoor jy hy sê, om my te volg is nie altyd maklik nie. Jy gaan vriende verloor. Jy gaan mense hê wat jou uitskuif omdat jy nie soos hulle dink nie. Jy gaan maat sê wat jy een kant toe stoot omdat jy nee gesê het toe almal van hulle ja gesê het. Jy gaan mense kry wat jou snaaks uitkyk omdat jy sy naam bely. Jy gaan spanning hê in jou verhoudinge, ook in jou huis. Jy gaan geliefdes verloor, want jy is te na aan Jesus. Die pad saam met Jesus is maar die ongewilde keuse in die wêreld hier buite. Is die pad met 'n prys, is die pad met 'n koste, is maar soos ons verlede week gesien het, die nou paadjie. Ek behoort ook aan 'n organisasie, Open Doors, wat oor Christene getuig was oor die wêreld. En weet jy, verlede jaar se verslagjaar, en dit is sopas bekend gemaak, is meer as 5000 Christene vermoor vir hulle geloof. Omdat hulle Jesus bely het. 93% daarvan in Sub-Sahara Afrika. 3500 in Nigerië alleen. Maar 5000 mense het hulle lewe verloor omdat hulle gesê het, Jesus is my koning. En ek weet die statistieke wat die mens nie wil hoor nie, is getalle waarna jy nie soek nie. Jy soek positiewe goed. Dis die realiteit. Ek stuur julle so skape onder wolwe. Ook in jou lewe het jy al die prys betaal. Sekere dinge wat jy net nie doen nie. Sekere mense wat jy net nie weer nooi nie, want jy is nie soos hulle nie. Jy kies op 'n dag om kerk toe te gaan en nie heeldag op die strand rond te lê. Jy kies om by jou standpunt te hou, al is dit die ongewilde een. Ek stuur julle so skape onder die wolwe. Weet jy wat maak hierdie vers moeilik? Want dit voel onregverdig. 'n Skaap het nie 'n kat se kans teen 'n wolf nie. 'n Skaap is 'n choppie op kort bene en wol toegedraai vir 'n wolf. Bring 'n skaap en 'n wolf bymekaar en oor 2 minute het jy 'n bloedbad. Dit voel nie regverdig nie. Die speelveld is nie gelyk nie. Daar's te veel beheer en te veel wreedheid aan die een kant en te veel onskuld en domheid aan die ander kant. En dan gaan Jesus verder en hy sê, wees behoedsaam so slange, wees versigtig so slange. Ek weet nie van jou nie, maar die beeld van 'n slang in die Bybel is nie 'n positiewe beeld nie. 'n Slang word geassosieer met die bose, met die slegte, waarvan die begin af in Genesis al, met verraad teenoor God, met opstand teen God. Dis 'n slang. Hoe ken jy vir Jesus? Hy vat die bekende beelde en hy draai hulle om. Hy vat dit wat jy gedink het jy weet oor iets en hy
gooi 'n hele ander lig daarvoor. Hier word 'n slang uitgebeeld op 'n positiewe manier. Want 'n slang is nie 'n ding wat jou gaan aanval nie. 'n Slang is iemand of iets wat altyd versigtig is, wat eers alles bespied, wat behoedsaam is. Hierdie goed hoor ek is banger vir ons as wat ons vir hulle is. Dit is my moeilik om te glo, as jy in Namibië groot geword het, is daar baie swart mamba stories, en van hulle kan jy nie eens oor vertel nie. Maar hierdie slang sê, wees soos 'n slang, wees versigtig, behoedsaam. Moenie net sommer instorm nie. En wat die duiwel aanbetref, wees opreg en onskuldig. Nou dink jy duiwel is iets wat jy in die Bybel altyd positief evalueer. Dis 'n teken van God se teenwoordigheid, die Heilige Gees in die vorm van 'n duif neergedaal. Dis 'n vorm van vrede, van rustigheid, God se teenwoordigheid. Maar luister wat sê die Jode in Hosea 7 vers 12, dit sê duiwe is dom goed sonder verstand. Dis wat die Jode gedink het. Nee, sê Jesus. Wees behoedsaam en versigtig soos slange. En wees opreg of onskuldig soos duiwe. Wat sê die Here? Weerstaan die versoekings om wraak te neem in hierdie wêreld. Weerstaan die versoekings om hierdie wolwe te probeer uithaal wat jou lewe so moeilik maak. Weerstaan die versoeking om in woede en wraak te reageer, want dis nie wat ek is nie. En dan kom jy agter, kyk na Jesus se lewe. Partykeer het ek gewonder, Here, draai net om en bestraf hierdie spul net, dat hulle het so oor die aarde trek, en hy het nooit gedoen nie. En die mag gehad om dit te doen. Hy het nooit gedoen nie. Ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Wees behoedsaam en versigtig soos slange. Wees onskuldig en opreg soos duiwe. Daar's 'n teksgedeelte in 1 Petrus 3, dis 'n paar verse, wat sê, wees altyd gereed om vir mense 'n verduideliking te gee oor die hoop wat in jou leef. Maar doen dit met beskeidenheid en alle eer vir God, en hou jou gewete skoon, sodat wanneer hulle later terugkom en hulle kyk na hulle woorde wat hulle jou toegesnoei het, dat hulle skaam kan kry. Maar saam met die koste, saam met die prys, kom daar 'n belofte. Eintlik 3. En jy moet mooi lees om hulle raak te lees, maar is daar. Die eerste een wat die Here sê, ek is by jou. Het jy nou gedink, hy gaan hierdie skaapkudde sonder herder tussen die wolwe instuur? Het jy nou gedink, jy gaan een oomblik sonder Jesus wees? Het jy gedink, as jy hierdie stryd moet voer teen die wolwe daar buite, gaan jy nie sy gees by jou hê nie, in jou hê nie? Dis die eerste ding wat die Here duidelik maak. Ek het die koste vir jou betaal, en ek staan saam met jou, waar die koste hoog is. En dan gebruik hy 3 voorbeelde om te sê wat hy bedoel. Hy sê, moenie bang wees dat jy iewers nie kan gaan praat oor die Here nie. Moenie bang wees dat jou woorde gaan min wees as jy oor hom moet getuig nie. Moenie bang wees dat jy jou geloof nie kan verdedig nie. Moenie bang wees dat jy hierdie argument gaan verloor nie. Op 'n stadium gaan die Heilige Gees deur jou praat. Het dit al in jou lewe gebeur? Dat jy iets kwyt geraak het oor jou geloof en jy weet nie waar dit vandaan gekom het nie. Jy stap weg uit 'n gesprek uit en jy besef, hierdie was nie heeltemal ek nie. Dit gaan gebeur, sê die Here. Moenie bang wees nie, sê hy tweedens, vir die goed wat in die donker te gebeur nie.
Want dit kom altyd uit. Alles wat in die donkerte gebeur, kom altyd uit in die lig. Alles wat in die verborgenheid gebeur, word altyd blootgestel. Dit vat baie keer lank as 'n ding in die donkerte gebeur het, maar kom dit uit. En 'n derde ding. Moenie vir mense bang wees nie. Hulle kan julle dalk liggaamlik doodmaak, aan julle siele kan hulle nie raak nie. Hulle mag is beperk. En selfs die hare op julle koppe is getel. En as jy nie hare het nie, word hulle ge-issue dat hulle getel kan word. Alles is getel. Moenie bang wees nie. Maar dan sê hy ook 'n tweede ding. En ek en jy vergeet dit dikwels. Hy sê, ek sien wat jy doen. Ek sien raak wat jy doen. Vers 32 sê, elkeen wat my voor mense erken, sal ek voor die Vader in die hemel erken. Elkeen wat my voor mense erken, sal ek voor die Vader in die hemel erken. Hoeveel keer dink ons nie net aan Jesus wat ons raak sien, as ons die verkeerde goed doen, en ons dreig mekaar ook. Moenie hierdie goed doen nie, die Here sien wat jy doen. Moenie daai fout maak nie, die Here sien wat jy doen. Moenie daai onnoosel besluit neem, die Here sien wat jy doen. Moenie hierdie sonde pleeg nie, die Here sien wat jy doen. Weereens gooi die Here hierdie hele karretjie om en hy sê, erken my voor mense en ek erken jou voor my Vader. Staan vas in jou geloof vir my. En ek sê, Here, Vader, daai een hoort aan my. Die laaste ding wat hy sê, ons het net nou daarby stilgestaan. Hierdie is nie jou werklikheid nie. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, as jy soms soos hierdie skaap is, wat uitgelewer is in daai wolwe daar buite, hierdie is nie die laaste hoofstuk nie. In hierdie wêreld trek jy nooit in jou forever home in nie. Ek hoor mense baie keer praat, hierdie koop hierdie huis, dis ons forever home. Nee. Jy is op pad. Ook hier waar het moeilik is, waar jy nie altyd alles verstaan nie, waar jy soms uitgelewer voel, waar jy soms soos hierdie skaap tussen hierdie wolwe voel, ook hier is jy op pad. Die einde van ons storie lê nie in hierdie wêreld nie. En daarom sê die Here al vers 22 en hy sê, wie tot die einde toe volhard, sal verlos word. Die woordjie volhard sê, die stryd is werklik, is nie altyd maklik nie. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. Ek sluit af met die woorde van 'n Duitse teoloog in die Tweede Wêreldoorlog, is hy beëinde vir sy geloof doodgemaak, Dietrich Bonhoeffer. Maar hy het vas bly staan vir Jesus se genade vir almal. En sy laaste woorde was, hier eindig my aardse pad, voordat hom opgehang het, hier eindig my aardse pad. Maar my ewige lewe is gereed om te begin. Ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Wees behoedsaam en versigtig so slange. En onskuldig en opreg soos duiwe. Amen. Vang die seën van die Here en die elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met die elkeen bly en wees. Amen.